En nou, ja man, ek sit nou hier en ek kyk nou weer, soggens gaan ek mos so deur die TikToks en ek kyk nou wat mense sê, hulle verskille, hulle menings en so aan. En nou sit ek nou hier by die soeke pastoor, verstaan. En net sê nie my nog 'n hele paar. Nou praat so 'n bietjie, ek gaan so 'n bietjie Bybelwys praat en so in die algemeen, gaan net so raak. Okay, as jy jou pas, trek hem aan. As jy nie pas nie, kryf jy aan 'n skoen of stap kaal voet, so 'n bietjie warm in die oor. Nou praat hulle van die een sê, ja, die Bybel is misleidend. Okay, die ene sê ook nie heidaglik nie, maar een sê die Bybel is misleidend en sê, nou sê hy, om so 'n manier iets te vang, dat as jy die 1983 vertaling van die Bybel het, maar jy het sommer uitbrand, destroy it. En dis baie misleidend en dis klomp goed verstaan volgens dat dan die skrifte aangehaal wat nou gesê was dat hy is daar nie. Nou as ek moet teruggaan na die King James Version toe. Die King James Version is mos nou die Engelse Bybel, sal ek sê. En dan ek kry elke dag volgens op die internet kry ek elke dag die Bybel en dan gee hulle jou teksversie. Hulle gee vir jou 'n prayer wat jy kan opsê dan het jy gebid. Die wat nie kerk gaan of die kerk gaan nie verstaan nie of so. Of wat die oggend opstaan na gebed nie. Daai sommer jou gebed vir die dag en dan gee jy jou die teksver wat die teks het alles en alles. Nou ooit 'n probleem met dit nie, maar nou kom ek gaan nog my verstand gebruik. Soos ek gaan nog my verstand gebruik om kom as klaar alles is. Maar nou die ander storie verstaan jy nou. Nou sit die persone kom nou met aan en sê weer dat in die Bybel is twee Jesus is die fake Jesus en is die real Jesus. Nou explain sy daar want sy sê die real Jesus is dronkaard gewees en ek is maar die wijndrinkers is daai wat sy sê, maar ek weet nie hoe sien sy die Here nie. Jesus, dan het mos een Jesus, mos nie dubbele Jesus nie. Daar sê sy ja, maar die regte Jesus het nou 72 disippels gehad en dan maar sy gaan nie verder as daai nie. Daar sê sy weer wanneer die fake Jesus het 12 disippels gehad. Dis nie dieselfde Jesus. Ek het 'n paar punte aangaan, okay, want hulle hele antwoord mos jy moet se vra nie, man. Hulle antwoord nog hele net kom maar kyk maar net en so dan ek is ek geplaas van subscribers hier. Ek is nie 'n plaas van followers nie. As nie wat ek sien, ek dink sien ek te verstaan. En ons wil hier ons moet agter mekaar gaan want ook sê moet jy glo, maar jy sê ek dit is so nie jy kan glo wat jy wil sê. Een praat nie van die sterre. Sê wat Lukas sê ja die sterre wat nou so Jupiter en Venus en Saturnus hulle wat nou dit doen en daai doen. Ek bedoel hulle sê die maan gee moet vir ons moet nou in die lig en die aarde en dan gee die maan vir ons nog duidelikheid verstaan die plante groei. Dis die maan se uitwerking weet dit mense praat met dit. Soos die getye as die maan voor daar. En dit gesê die ander planete is in 'n lyn lê so dit dan of uit die baan het gaan nie die baan het as 'n lyn uit die lyn skep dan is die hele aarde die mekaar die mense ry mekaar vas en ongelukke en sulke goed. As jy nie weer 'n lyn mekaar sit, dis wat die mense glo. Mense is alles 'n spiegelinge man, is alles glo. Niemand kan met waarheid sê. Dis daarom sê ek as jy glo jou kerk is reg, maak saak wat jy maar. Ek glo my kerk is reg. En volgens my wat in die Bybel gelyk, nee, is fyn dit. Maar ek kan nie vir jou sê dis verkeerd om ek so glo want ek sien en daar's een ding wat jy moet doen. Na ons die wêreld gaan verlaat. Of daar 'n hemel is en of daar hel is, sal net iewers kan bepaal word, maar ons kan nou niks aan ons sê wel die Bybel sê so maar ons sal wel eendag as 'n eendag is. Otherwise sal ons maar net vir jou siele maar ook dis my siening. Jou siel se maar weer terugkom maar liewe nie om mense weer voort sonder jy bied. En dit wat die Here sê, jy gaan 'n nuwe liggaam aan nie, want jy gaan alles aan al die ou dinge so by die sies ja nie meer nie. Nou dit is alles wat mense glo, maar ek glo my God, ek glo my kerk, ek glo alles, maar dit is my kant wat ek dit ding sien. En ek gaan 'n bietjie verby ja, gaan maar ek gaan 'n bietjie verby hulle was die tyd is klaar by 5 minute maar nog ietsie sê. Jy sien dis die ding nou sê die mense hierso van is die syllabus wat in skole verander word. Toe die wat mense oorgevat het toe sy skool se syllabus toe. Hulle sê as jy verskil tussen ons een en hulle een gewees en dis hoekom hulle sulke hoë prestasies kry en nou. Maar nou kyk nou lately in die skole van nou
Die skole waar jy aan behoort, Gauteng, Weskaap, Ooskaap, Waterkaap, Eboka. Daai mense dan nou in die destyd, né, was dit die wit mense wat die meeste prestasie hoogste gepresteer elke kwartaal. Elke jaar se die matrikulante het hulle die hoogste syfers gehad. Jy hoor, is 5 onderskeidings, 7 onderskeidings, soos jy gehoor as die blankes. Na tyd toe hy toe kom ek al soek by, hy het oorskeer ook aan my pa hier en daar verskyn, maar as ek net 'n wit gesiggie by gesien, ek diskrimineer niemand die mense. Ek diskrimineer, ek noem net, dis die feit, ek het ondervind dit oor die jare. Laat van tyd toe gebeur het so. Nou wat is maar nou in die na-90 voorgekom het, nou is dit nou weer, kyk nou net, as Limpopo, as Gauteng, as net swart. Hulle moet swart wees, nee, ek noem dit swart, as net swart. Ons moet hy sê Bantu, nou mag jy mos nie meer Bantu sê nie, jy moet sê African, jy moet nou African gebruik, man. Jy kan ook nie meer sê tronke nie, jy moet sê korrektiewe dienste en sulke goed nie noem, want daai jaar het sy van tronke en al die kom goed, maar ek kan. Nou as dit kyk net elke kwartaal, elke jaar, as dit net kom nog kringe, hy het nou 7 onderskeiding gekry of Ngala het nou soveel onderskeiding. Sien, dis so werk. So elke een hulle kyk na hulle mense, die volgens die ding uitgewengel word. Hoekom is dan nou skielik net swart elke jaar die hoogste matriek in die land het? Maar voor hy was dit blankes en toe sit kleerlinge so en so. Maar nou is dit net swart elke keer. As en daai tyd was dit so, die Weskaap was die hoogste gewees en nou is die Weskaap 5de. Hy het net 5de daarom. Limpopo en die klein plekkies wat nou daai jare so sluk, hulle van die persentasie doen afkom. En hulle het nou 30% nodig om te slaag, want die ander jare, jy moet jy maar meer gehad het, verstaan. Hoor, hulle het 59, 58% en wat jy ook al 70 something. Nou jy 30% nodig. Nou as jy nou kyk 30% en jy vat getalle wise, dan kan jy seker maar sê, hulle is die hoogste. Maar hoekom? Hulle het mos die meeste, maar hulle is swart, né? Hulle is swart. Ek mense ook niks teen julle nie. As mos die stelsel, as die system, soos die Rastaman sê, die system doen het. En die system het nou gemaak, omdat jy nou meer in getalle is. As jy van Tswana, of Xhosa, of Zulu, of, verstaan jy, as jy Wenda, as jy daai nie, is net swart. Maar nou kom by anders, as het kleerlinge, as hulle sê kleerlinge, en as het blankes, as het Indiër, maar by julle is het net swart. Dus kom jy elke die worste kry. Maar ek weet die mense is so lekker om te gesê, as man praat nou 'n bietjie baie lang is, maar dan ek het dan met die saak afgesaag. Maar ek gaan nie stop. Ek sou weer verder gaan. Maar niet baie goed wat ek wil praat, maar dan koring baie goed wat ek wil sê. Maar ek gaan nie daar stop. En dan sal ek maar weer bij latere tyd maar weer verder gaan. Maar in elk geval, kom eens in die stukje. Ons kan weer later verder gaan sê, gee my julle comments. Moenie stil as jy gee julle comments. Ons kan nie, ek sal nie weer kwaad wees as jy negatief teen my verstaan nie. Ek sal nie af kwaad doen, dit is mos hoe ons mekaar moet nou gaan verstaan en ondersteun. Lekker dag vir julle man.